Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, wanneer 'n mens so die lof van die Here besing en regtig die vreugde beleef, soos ek dit vanmôre in die gemeente beleef, dan raak ons bewus van ons eie nietigheid en ons eie kleinheid voor die Here. En daarom wil ons die wil van die Here vir ons lewe aanhoor, dat ons onsself weer voor die Here kan verootmoedig, want ons staan in verhouding met ons Vader, en daarom in hierdie verhouding wil ons ook altyd berou toon as ons teen hom gesondig het. En ek gaan vanmôre uit Galasiërs 5 die gedeelte oor die wil van God daar lees van vers 13 af. Julle broers en susters, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle buite verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al hulle hartstogte en begeerte gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ons gedrag bepaal. En wanneer ons die wil van die Here ook op hierdie manier aanhoor, broers en susters, dan is ons intens bewus van ons eie gebreke. Dat ons die Here nie wil toelaat deur sy Gees om ons lewe te beheer nie. Ons wil so graag self in beheer wees. En daarom kom daar al hierdie liefdeloosheid in ons lewe na vore. Daarom wil ons vanmôre ons skuld voor die Here bely, en terwyl ons so bly sit, dan bely ons skuld 'n gebed voor die Here. Ons liefdevolle Vader, U wat ons binne en buite ken, U wat ons lewe daar in die binnekringetjie van ons huisgesin verstaan, U wat weet hoe dat ons by ons werkomgewing saam met mense lewe en deel. U ken ons eie selfsugtigheid, ons eie egosentrisme, en U weet hoe hartlik ons teenoor ander kan optree. En daarom wil ons vanmôre, as ons eie lewe so voor U ondersoek, wil ons kom bely, Here, ons staan skuldig voor U. En wil ons by U kom pleit dat U ons in Jesus Christus al ons sonde skuld sal vergewe. Was ons in die bloed van die Lam
en reinig ons voor U. En dankie dat ons weet, Here, dat wanneer ons ons skuld voor U bely, U is getrou, U is regverdig, U vergewe al ons ongeregtigheid. En daarvoor dank en loof ons U in Jesus naam. Amen. Voor ons uit die Here se woord saam lees, broers en susters, kom ons raak stil in gebed voor die Here. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wanneer ons vanmôre voor U neerbuig, dan erken ons U grootsheid, U almag, U liefde en U genade. En ons dank U, Here, dat ons as U kinders vanmôre bymekaar kan wees. Hier waar ons saam U lof besing. Ja, hier waar U, wanneer ons skuld bely, vir ons die belofte gee, U vergewe ons al ons ongeregtigheid. En U wat nou deur U woord met ons wil praat, maak ons harte oop, Here. Maak ons denke, verstand oop, sodat ons nie net met ons ore hoor nie, maar met ons harte en met ons lewe daarop reageer. Here, baie dankie vir hierdie gemeente. Dankie vir die liefde, die gasvryheid en vriendelikheid wat ook hier bestaan. Maar Here, ons wil graag voorbidding doen. Hier is heelwat, 'n hele paar van die lidmate wat baie siek is, wat regtig 'n stryd voer om lewe. En ons wil vanmôre by U pleit, dat U deur U genade en liefde by elkeen teenwoordig sal wees, wat na U smag, wat na U roep, wat U nodig het in hulle lewe. U ken ons elkeen en U ken elke omstandigheid. Elke wat eensaam geword het. En hulle wat ook in hulle verhoudings spanning en angstigheid beleef. O Here, raak ons aan deur genade te betoon en vir ons wysheid te gee en ons te vul met U Heilige Gees, sodat ons in elke moeilike omstandigheid weer opnuut die belofte sal hoor, dat U die kwaad wat oor ons lewe kom vir ons ten goeie sal laat meewerk. Wil dan nou U woord vir ons oopmaak, Here. Maak dit stil in ons, sodat ons die vrede ervaar. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. U is ons verlosser. Amen. Ons lees dan vanuit Johannes 15, die eerste strofe, en let ook daarop terwyl ons lees, hoe dat hierdie teks, ek wil amper sê die metafoor of die beeld wat Jesus gebruik, eintlik 'n uitstekende teks is om die drie-eenheid van God in werking vir ons uit te beeld, Vader, Seun en Heilige Gees. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elke wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle sal reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie in die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte.
Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. En mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daarin verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly en as julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. En niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. En julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra, en dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Tot sover die skriflesing. Broers en susters, die Here Jesus het vir sy disippels gesê toe op aarde is, as julle my woorde hoor en in hom glo wat my gestuur het, dan het julle die ewige lewe. Hy sê julle kom nie meer in die oordeel nie, want julle het klaar uit die dood na die lewe toe oorgegaan. Nou broers en susters, ek lees 'n keer die vertelling van 'n dominee wat besig is om 'n preek te maak. En toe kom sy 3-jarige dogtertjie by hom in die spreekkamer in of in sy studeerkamer in en vra vir hom dat hy saam met haar moet gaan speel. Nou sê hy vir haar, nee, hy kan nie nou nie, maar hy sal so oor 'n uur, want hy is nou met belangrike werk besig, hy moet dit net eers afhandel. Sy is toe tevrede en sy sê, ek sal pappa 'n groot drukkie gee as ons net speel. En terwyl sy so uit die studeerkamer uitloop, draai sy weer om en sy hardloop na haar pa toe en sy gee hom 'n drukkie. Hy sê toe vir haar, maar ek dink jy gaan net nou eers my 'n drukkie gee as ons speel. En haar antwoord is, ek wou vir pappa wys waarna pappa kan uitsien. Nou, broers en susters, dit is om en by hoe ek in my kop sien, hoe God oor ons mense voel. Hoe dat God eintlik daarna uitsien om met ons deelgenootskap te hê, om met ons gemeenskap in die geloof te hê en in 'n verhouding met ons te staan. Hy kan nie wag dat ons weer in volle heerlikheid saam met hom sal wees en sy volle liefde sal ervaar. En daarom is dit so merkwaardig vir my dat wanneer God sy eerste woord in die Nuwe Testament spreek, word die woord 'n baba. Ek wil nou die klem lê op nederigheid, op die kleinheid waarop God fokus. Hy het mens geword en onder ons kom woon, sê Johannes 1. En 'n kind word met 'n loflied aangekondig. Nie met, soos ons van die gode van ander lees, nie met donderweer en weerligstrale en oordeelswoorde nie. 'n Kind word gebore by flou lig in die stilte van die nag. In plaas van 'n woord wat berge skud, 'n woord wat riviere van lava oor die berge laat vloei, word die kind woord, die woord 'n kind. En word dit 'n woord wat aangeneem kan word. 'n Woord wat ons nie kan of wil seer maak nie. 'n Woord wat ons nie kom bang maak nie. En dis die prentjie van God
wat ons vandag ook moet omhels in ons verhouding met God. Nou, as ons mooi kyk, dan sien ons dat Johannes 15 in 3 dele verdeel is. Die wat moontlik die Bybel by julle oop het, kan daarna kyk, maar julle kan net mooi luister ook. Nou, verse 1 tot 8 vorm 'n eenheid, en dan verse 9 tot 17 en verse 18 tot 27. Nou, elkeen van hierdie paragrawe handel oor 'n spesifieke verhouding waarin 'n gelowige staan. En ons sal nou weer daarna verwys dat verhoudings is eintlik die tema waaroor die Bybel gaan. As ons aan die Bybel vra wat oor die natuurwetenskap gaan, dan is dit die verkeerde boek. Hy stel nie belang daarin nie. Die Bybel stel ook nie belang in historiese kwessies nie. Die Bybel stel belang en is hipermodern wanneer dit vir ons vra oor verhoudings. Daarom is Vader, Seun en Heilige Gees, God die enige, is 'n verhoudingswese. Vader, Seun en Gees in wese, in verhouding met mekaar. En so skep hy mense om in verhouding met hom te wees. En wanneer die sondeval kom, dan breek hierdie verhouding met God. En dit is waarom hy in Jesus Christus na die wêreld toe kom, om die verhouding te herstel. Die koninkryk van God wat deurbreek, is die herstel van die verhouding tussen God en mens. Die herstel van verhouding tussen mens en die verhouding ook met onsself. Nou, vers 1 tot 8 staan daar, gaan dan oor God die Vader, die boer, wat ons geroep het en ons ingeënt het in die wingerdstok. Hou nou hierdie beeld nou mooi in gedagte. Hy het ons ingeënt in die wingerdstok in Jesus Christus die Here in. En wil ons in verhouding met Jesus Christus laat lewe en groei. Dan die tweede gedeelte, verse 9 tot 17, gaan daaroor dat gelowiges groei geestelik, saam met medegelowiges. En dit is ook 'n werklikheid waar ons moet vashou, want op ons eie kan ons nie. Ek onthou, toe my Peer was nou een van my lidmate, toe ek studente dominee was in Philadelphia, maar toe ons van Stellenbosch gemeente af Philadelphia toe is, waar dit nou uit net 'n studente gemeente is, so 'n paar weke later na ons daar ingetrek het, sê ek my vrou, ek beleef 'n geestelike duik in my lewe. Sy sê sy beleef dieselfde. En ons kon nie verstaan wat aangaan nie. Toe besef ons maar in die Stellenbosch gemeente het elke week 'n Bybelstudiegroep gehad. Daar was ons saam met lidmate rondom die woord besig en betrokke. En toe ons by die studente kom, en studente is nou jong mense met min lewenservaring en min geestelike ervaring. En ons ervaar toe ek word net soos 'n spons leeg gedruk, maar ek kry niks terug nie. En toe sê ek, maar nou moet ons die volwasse mense in die gemeente bymekaar roep, dat ons 'n groep kan vorm waar ons bymekaar kan leer, met mekaar geestelik kan deel en saam geestelik in die geloof kan groei. En dit is wat hierdie vers 9 tot 17 wil uitdruk, hoe dat medegelowiges met mekaar saam groei. En dan, ek het nou 'n ou foutjie gemaak. Hierdie 9 tot 17 gaan oor Jesus Christus en ons lewe saam met hom, en dan verse 18 tot 25, ons gesamentlike groei. So, 'n gelowige leef nie meer soos die wêreld nie, maar 'n gelowige verkondig die liefde oral waar hy kom. Nou hou net 'n gedagte, broers en susters, hier is nou nie 'n te-doen lysie nie. Met ander woorde, dis nie nuwe wette en reëls wat vir ons gegee word nie. Dit is die spontane, natuurlike resultate van die lewe van iemand wat aan die Here behoort.
Baie keer dink ons lidmate, as ek nou net nog dit en dit sal reg doen en dit reg sal doen, dan sal ek vir die Here aanvaarbaar wees. Feit is, wanneer ons in Jesus Christus is ons reeds vir God volkome aanvaarbaar. Ek gebruik graag die beeld of metafoor van 'n slangetjies en leertjies bordspel. Nou weet ons as ons hierdie speletjie speel, dan gooi jy die dobbelsteentjie en jy het hierdie een doel, jy wil daar by die boonste blokkie, die 100 merk wil jy uitkom, en dan klim jy die leertjies en dan val jy weer af as 'n slangetjie jou sluk. En dan sukkel jy weer met leertjies op. Baie keer ervaar gelowiges hulle geloofslewe so bietjie met leere op en dan sluk slange jou weer in. In werklikheid, wanneer ons in Jesus Christus is ons reeds op die 100 merk. Want Jesus Christus het reeds vir alle sonde betaal. Hy het ons reeds verlos. Ons is kinders van God. Ons spring weg op die 100 merk. En daarom is die riglyne wat ons in die woord kry oor ons moet lewe, nie 'n manier om in die hemel te probeer kom nie. Dit is om dankie te sê, omdat ons in die hemel is, omdat ons kinders van God is en daarom reeds verlos is. Toe ek na die skriflesing het ek die gedeelte uit Johannes 5 aangehaal waar Jesus vir die disippels sê, as julle my woorde hoor en in hom glo wat my gestuur het, dan het julle die ewige lewe. Dis nie nog 'n mog getroffen nie, dis nie iets wat eendag kom as ek doodgaan nie, dis klaar, werklikheid. En hy sê verder, julle kom nie meer in die oordeel nie. Dis waarvoor ons so bang is om dood te gaan. Hy sê nee, julle oordeel is afgehandel aan die kruis. Dis waar julle sonde geoordeel is. Nou het julle reeds nuwe lewe, reeds opgestaan in nuwe lewe. Ons is nie meer net ons in die lofsang gesing. Ons is nie meer sondaars nie. Die identiteit van sondaars is verby. Ons is nou oorwinnaars, meer as oorwinnaars. Ons is verlostes en kinders van God. En daarom moet ons 'n ware identiteit altyd verstaan. En dan word ek al meer wie die Here my bedoel het om te wees. So, hierdie is nie 'n te doen lysie nie. In die tydperk wat Christus liggaamlik afwesig is op aarde, nou meer as 20 eeue, is dit die 3 verhoudings wat sy volgelinge se lewe sal kenmerk, waarin almal sal weet dat hulle navolgers of disippels van Christus is. Wanneer die Vader hulle roep, in Jesus Christus ons inent, en dan saam met die Gees 'n gemeenskap met gelowiges leef. En dit is eintlik wat die Here in Johannes 15, daardie aand voor sy kruisiging, vir die 11 disippels wat oorgebly het wil sê. Hy sê, kyk, nou is julle 11 ingetal, maar daar kom 'n tyd, wanneer ek nie meer liggaamlik by julle teenwoordig gaan wees nie, en dan gaan julle getal vermeerder na duisende, derduisende. En dan sal die Heilige Gees almal beheers, en hy sal vrug in julle lewens na vore bring. En die kern van die vrug sal wees, dat my mense 'n dringendheid sal voel, in die eerste plek om naby aan my te wees, en dan ook om naby aan mekaar te wees, en om nie met die wêreld te identifiseer nie. Maar om aan die wat die Here nie ken nie, te gaan vertel van hierdie genade en hierdie liefde van die lewende God, wat ons geroep het om aan hom te behoort. En dit sal vir almal die bewys wees, dat hulle my volgelinge is, sê hy. Nou kom ons kyk net na hierdie eienskappe van gelowiges. Die eerste teken dat 'n persoon die blye evangelie ontdek het en dit in die geloof met dankbaarheid aangegryp het, is jy het 'n verlange om in 'n verhouding met Jesus Christus te lewe. Nou soos wat 'n loot aan 'n wingerdstok vas is, broers en susters, en al sy lewenssap
om te kan groei, om blare te hê en vrugte te dra, al sy lewenssap uit hierdie wingerdstok ontvang. So doen die gelowige ook. Want 'n loot besit nie op sy eie lewe nie. Want sny net maar net daai loot af, van die wingerdstok af, en hy verdroog en hy sonder vrug. So die loot ontvang alles van die wingerdstok. En daaroor is vers 4 baie duidelik. Die vraag is natuurlik, hoe die loot binne in die wingerdstok kom. Het dit met iets te make wat hierdie loot gedoen het? Sit hy homself in met sy eie geloofskrag of sy eie keuses of sy eie toewyding of sy eie bekering? Nee, geen loot kan so iets doen nie. Die Vader is die boer. En daarom is dit die Vader wat ons in Jesus Christus lewe skenk. 'n Gelowige is 'n mens wat iewers in sy of haar lewe tot hierdie asemrowende ontdekking gekom het, dat die Vader hom of haar geroep het deur sy woord en by Christus se dood en opstanding ingesluit het en ingereken het. Ek kan nie 'n tyd of 'n datum of 'n iets aandui in my eie lewe waarin ek kan sê, hier het die Here my nou geroep nie. Ek is te dankbaar dat ek met gelowige ouers groot geword het en net tot hierdie ontdekking gekom het en verstaan het, ek behoort aan die Here, omdat die Here vir my lief is. Nou gelowiges aanvaar dan hierdie roeping van die Here met dankbaarheid. En gelowiges wat hierdie roeping van die Here met dankbaarheid aanvaar, onderwerp hulle nou volledig aan God. Die gevolg is dat die wingerdstok Jesus Christus se lewenssap nou deur ons vloei. En dit is die lewe van 'n gelowige. En hierdie vrug is niks anders nie as om meer en meer Christus gelykvormig te word. Dieselfde lewe wat in die wingerdstok is, kom in die loot. Dieselfde lewe, Christus se presiese lewe, is jou lewe en my lewe. Want sy lewe kom vanweer die opstanding en die nuwe lewe wat hy in ons skep. 'n Ongelowige mens is 'n mens wat nie die roeping van God aanvaar nie. Die ongelowige mens is gewoonlik verwaande en egosentriese en arrogante mense. Hulle lewe net vir hulle self en hulle eie belang. Kom ons vat net die prentjie van die verhaal van die sondeval 'n bietjie terug. Want onthou, die duiwel het geen eie inisiatief nie. Hy's literally om die aap van God genoem. Hy's 'n naaper van God. En daarom het hy ook nie eintlik eie woorde nie. Hy gebruik God se woorde en hy verdraai dit altyd. So wanneer hy by Adam en Eva in hierdie verhaal aankom en hy sê, het God gesê, as julle van hierdie boom eet, sal julle sterwe? Ja, sê hulle. Nee, julle het verkeerd verstaan. Julle sal eintlik kennis hê, wat God se woord trek om bietjie skeef. Julle sal kennis hê wat God het. Julle sal soos God wees. Dan proe ons maar 'n bietjie, want dit klink opwindend om soos God te wees. En daar lê die val van ons mensdom. Ons wil ons nie aan God onderwerp nie. Ons wil ons nie deur God laat lei nie. Ons wil self goetjies wees. En nou kan jy maar na enige sonde waar jy in jou lewe mee struikel en sukkel gaan kyk. Wat is die basis daarvan? Wat is die oorsaak daarvan? My eie ego. My eie ou goetjie, my eie selfsugtige ek. Dis die basis van al ons sonde. Ons wil ons nie aan God onderwerp nie. En daarom sien ons in sulke mense 'n verwaandheid en 'n arrogansie wat leef net vir hulle self.
Nou, ons alle mense doen so van nature, want onthou dit lê nou in ons natuurlike instink. Die stuk ou mens is nog in ons, al is ons verlostes, al is ons kinders van God, het ons totdat die Here kom nog hierdie stryd binne in ons. So 'n persoon ervaar, dit is nou die ongelowige, ervaar nie die lewenssap van die wingerdstok nie. En so 'n vrugtelose mens word uiteindelik afgeknip van die wingerd af en in die vuur gegooi. So, wanneer ons in die begin genoem het van God wat so in liefde op ons wag, en dit is so, dis wie God is, hy's liefde. Maar ons moet altyd onthou, God is ook geregtigheid. Want die twee kante van die muntstuk is God. En daarom sal die oordeel van God oor die sonde vir die mens wat hom nie wil onderwerp aan God nie, sal net so werklikheid wees aan die einde. Dit verdwyn nie. Al is God barmhartig, genadig, meer as wat ons ooit kan droom of dink, is sy geregtigheid vir die wat hulle rug op hom draai ook 'n werklikheid. So die gelowige, die gelowige of die vrugbare loot word egter ook deur die boer of deur God die Vader gesnoei. Nou dis die gedeelte waarvan ons nou nie so baie hou nie. Hy word gesnoei sodat hy nog meer vrugte kan dra. En wanneer ons in Christus geanker is, broers en susters, moet daar vrugbare groei in ons lewe na vore kom. Maar hoor nou mooi, die skerf waarmee die boer snoei, is sy woord. Die skerf waarmee die boer snoei, is sy woord, sê vers 3. Hy snoei en dissiplineer die lote nie deur middel van rampe en ongelukke en siekte en dood nie. Geen aardse pa sal 'n kind so dissiplineer nie, nog minder God. En die vreemde is, die oomblik as daar trauma in ons lewe kom, wat is die eerste ding wat ons vra? Waar is God? Hoekom het hy dit toegelaat? Dis nie God nie. Ons leef in hierdie gebroke werklikheid. Na die sondeval was God so teleurgestel in die mens, dat hy besluit het om die aarde te vervloek om distels en dorings voor te bring. So hy sit hierdie planeet in 'n proses van selfvernietiging, want hy beplan reeds 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En ons is uit hierdie planeet, so die stukkenheid van die planeet tref ons almal. Ons het dit maar nou gesien met COVID, hoe dat gelowiges en ongelowiges getref word. Deur alles wat ons deurgaan, is die deel van die gebroke werklikheid. Dis die God wat hier hoogvaardig sit en sê, jy gaan 'n bietjie kanker kry en jy gaan 'n kind verloor en jy... Nee, dis deel van die gebroke werklikheid. En dit tref ons almal. Maar die Here God sê, ek sal die kwaad wat oor jou lewe kom, vir jou ten goeie laat meewerk vir die wat my liefhet. Met ander woorde, hy sal dit gebruik om my verhouding met hom nog dieper en intenser te maak en my verhouding met mense om my nog heeler te maak en groter te maak. Daarom kan ons nie ons rug op God draai in tye van ons nood nie, maar ons toevlug by God gaan soek. Die kern van die Christelike lewe is dus nie om in die wingerdstok, om in Christus te kom nie. Die kern van ons lewe is nie om verlos te word nie, want ons is klaar verlos. Ons is klaar by die 100 merk van die slangetjies en leertjies. Ons leef nou uit dankbaarheid vanuit die lewenssap, vanuit die woord en die gees. As God die woord gebruik as 'n snoeiskerm, dan beteken dit, ons word hier elke Sondag gesnoei. En dit is sagte snoei, dis mooi snoei. Maar ons moet die woord ter harte neem, ons moet dit deel van ons lewe maak, ons moet gehoorsaam daarin lewe, dan snoei die Gees ons deurlopend reg. Hoekom moet ons nou eers wag dat daar rampe kom, 'n siekte, en dan verander ons? Vreemd aan ons mense, nie? Terwyl die Here al sagkens met die woord
met ons lewe wil besig wees. 2 basiese praktiese maniere om in die ingesluit wees van die wingerd te lewe, is deur toe te laat dat die woord van die waarheid in jou bly, sê vers 7. En ook Kolossense 3 vers 16, vanuit die woord wat in jou is, het die Here dan in gebed, en dan met die Here in gebed te praat. Nou as 'n mens doelbewus, broers en susters, dwars deur die dag nadink en mediteer oor bepaalde gedeeltes uit die Bybel, dan word dit vir jou lewend in jou hart deur die Gees se werking. Baie van julle het familie gehad nou in die COVID-tyd, wat moontlik in intensief geland het, dalk te sterwe gekom het, dalk het wel gemaak het. Die hartseerste vir my was in die pastoraat uiteindelik hoe verskriklik eensaam daardie mense in daardie tyd was, met niks en niemand wat hulle kon vashou, wat hulle kon dra en ondersteun nie. Maar die ouens wat dit maak, het vir my die wonderlike ding gesê. Hulle sê, dominee, die een ding waaraan ek kon vashou, ek het Psalm 23 geken. En ek kon oor en oor die woord gebruik om my weer hoop te gee, my weer anker te gee. En so het ons woord nodig. So het ons in ons lewe nodig om deur die woord gedra te word. En moet ons doelbewus daaroor mediteer. Nou, ons klein was, het my ma en pa ook na erediens of na hulle die Bybel gelees gevra, en wie van julle onthou waaroor dit gegaan het? Ja, dit was vir ons moeilik, want jy moes so baie dinge onthou, en ons het later beklei oor wie moet wat onthou, om vir ma en pa te kan sê. Maar daar was 'n belangrike ding by. Want as jy uiteindelik 'n stuk van woord onthou, en jy kan dit bære, en jy kan dit weer uithaal en deur die dag benut, dan het jy daardie veiligheid en daardie koestering in jou lewe. En dit is hoe die vrug, deur die woord en deur die Gees in ons lewe deurwerk. En daardie waarhede van die woord wat ons leer ken, vorm ook weer die basis van ons gebed, sê vers 7. Dit word gebede wat werklik beantwoord word. Want wat jy bid, is dan die gedagtegang van God self. Jy is dan met die woord van God besig. Ek gebruik graag die voorbeeld van as julle met my oor cricket sou praat, en ek antwoord julle in rugby, dan gaan jy dink, hierdie ou is bietjie koekoes. Maar so koekoes is ons baie keer by God. Want die Here praat met ons deur woord, en ons praat oor allerlei ander goed wat ons nodig het, maar nie met God in woord nie. En daarom is my aanbeveling gewoonlik, wanneer jy jou stilte tyd het, laat dit jou stilte tyd wees, waar jy kan afsonder. En wanneer jy dan met woord besig is, dan lees jy liewer 'n korter gedeelte 3, 4, 5 keer. Want ek kan amper waarborg 80% van die ouens hier sal sê, ja, toe ek klaar Bybel gelees het, en ek dink, wat het ek nou gelees? Nou onthou ek nie so mooi nie, maar ek het daarom Bybel gelees. Maar woord, Bybel lees gaan daaroor om in gesprek te tree met God. En as ek die tweede keer lees en nog 'n derde keer om sien, wat wil die Here nou eintlik vir my in hierdie teks sê? En sê nou maar ek vind 'n woord van troos. Om nou in my gebed met die Here te praat oor die troos wat hy vir my gegee het in die woord. Dan het ons kommunikasie, ons het verhouding, ons het gemeenskap met mekaar. En dit is wat hierdie in die wingerd wees vir ons werklikheid beteken. En dan bid ons ook die gedagtes wat ons daar gevind het met die Here, ons praat 'n gebed met hom. En hy sê dit lei tot verhoorde gebed. En daarom is dit so belangrik om die woord op te neem en in jou geestelike bloedstroom en dan vanuit die woord ook te bid. Die twee loop eintlik hand aan hand. 'n Mens moet letterlik, baie keer jou fladderende gedagtes 10-talle kere op 'n dag weer 'n bietjie gevange neem en 'n dwing om oor die skrif na te dink, want daaruit kom geseënde gesprekke met God.
Die tweede teken dat ons aan die Here behoort, dat daar geestelike lewe in 'n mens is wanneer jy begeerte het om naby ander Christene, ander gelowiges te wees. Jy bly in die ingesluit wees van die wingerdstok. En jy wil by die ander lote wat ook in die wingerdstok is, wees. Hoor weer, dis nie 'n verpligting nie. Dis nie 'n ding van, nou moet jy kerk toe kom anders nie. Nee, dit is eintlik vanselfsprekend. Daar is enkele mense wat werklik probleme het met 'n fobie om tussen 'n klomp ander mense. Daarvoor het ons begrip dat dit vir hulle moeilik is. Maar iemand wat in die Here is, wil saam met medegelowiges. Wat ek vanmôre gehoor het toe julle sing. Ek kon iets hoor van ons saam wees in die geloof in Jesus Christus. Ons saam gesprek deur die lied wat ons sing. En so die liefde van die Vader en die Seun en die Heilige Gees onderling, binne in die drie-eenheid, Vader en Seun se liefde vir mekaar. Dit is dieselfde liefde wat die Here vir sy kinders het, sê vers 9. En daardie liefde het weer in ons onderlinge verhouding met mekaar, het dit weer binne ons aan mekaar. En dit is liefde wat gelowiges aan mekaar bind. En dan die derde teken, dat daar geestelike lewe in 'n mens is, jy begeer om ver van die wêreldsisteem wat Christus nie ken nie, te bly. Nou as julle weet, baie keer is dit vir ons juis die stryd. Hulle sê, ja, as ek nou in die Here behoort en hom volg, dan moet ek nou 'n klomp goed los. Nee, jy moet niks. Jy wil. As ek die Here begin liefkry en geestelik verdiep, saam in hierdie wingerdstok, waar die Vader my geroep het, en in die Seun ingeplant het, geënt het, en deur die Gees my laat groei, dan begin my begeerte na die gemors van die wêreld, begin al minder raak. Stel minder belang om daarin deel te neem. Nie meer gemaklik met wat die wêreld doen nie. Net so naby as wat jy aan die Here en aan die Here se kinders wil wees, net so ver wil jy van die ongelowige sisteem af wees. So die lewe van God, die natuur van God, die Heilige Gees wat binne in jou is, maak dat jy van binne uit so voel, sonder enige inspanning of wilsbesluit van jou kant. Jou hart is net op 'n ander plek. Nou vers 26 tot 27 sê, wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. En julle moet getuig, want julle is van die begin af by my. En hier is die enigste enkele rede waarom 'n gelowige van binne af anders is en in ander verhouding staan as die ongelowige. Die rede is die Heilige Gees wat in ons is. Hy en sy bediening is die enigste rede waarom na 2000 jaar steeds duisende Christengelowiges op die aarde is. Hy is die enigste rede waarom duisende lewens daagliks innerlik verander word deur die blye boodskap. Hy is die enigste rede waarom gelowiges wat deur die wêreldsisteem vervolg word, ons weet van baie Christene in Afrika, Europa en veral in die suide van Amerika, wat vervolg word en wat staande bly. Hy is die enigste rede waarom die getuienis van Christus nooit in die wêreld uitsterf nie. Dan kyk 'n bietjie na vers 26. Die Heilige Gees tree op die agtergrond en tel Jesus Christus, die Here wat op die troon sit en regeer, en hy stoot Jesus Christus na vore met alle mag en krag. Vir die Heilige Gees gaan dit nie oor die Heilige Gees nie. Hy het gekom om al die dade van Jesus Christus
bekend te maak, om die waarheid van Jesus se verkondiging oor die koninkryk bekend te maak. Sy bediening en taak is om Christus voorop te stel en mense te oortuig, ons te oortuig dat ons by die wingerdstok ingelyf is. En hoor hierdie belangrike ding, 'n Christus-gesentreerde gelowige of 'n Christus-gesentreerde gemeente is daarom 'n geesvervulde gemeente of 'n geesvervulde gelowige. As die kern om Jesus Christus in jou lewe gaan. 'n Gemeente wie se fokus op die Heilige Gees is juis nie 'n geesvervulde gemeente nie. En ook nie 'n Christus-gesentreerde gemeente nie. Want daar waar die Heilige Gees werk, is Jesus Christus in die sentrum. Is sy kruis en sy opstanding sentraal en dit verander lewens. En daarom broers en susters, as ons op hierdie Drie-eenheid Sondag vanmôre uit hierdie metafoor 'n bietjie meer geleer het, dan verstaan ons dat die Vader roep ons en hy maak ons deel van Jesus Christus, die Here Verlosser, wat in ewigheid op die troon van die Vader sit, en die Heilige Gees, wat ons die hele tyd oortuig van hierdie waarheid, ons behoort reeds aan die Here. Nie meer sondaars nie, nou oorwinnaars, nou kinders van God. En mag die Here gee dat ons identiteit oor wie ons is, wie hy sê ons is, ons lewens bly verander om al meer te word wie hy ons bedoel het en gemaak het om te wees. Amen. Kom ons dank die Here saam in gebed. Ons Hemelvader, baie, baie dankie dat ons vanmôre deur u woord weer reggesnoei word. Dat u ons opnuut kom verseker deur die woord en deur die Heilige Gees dat ons aan Christus behoort. Nie oor iets wat ons gedoen het nie, Here, maar oor dit wat u gedoen het. U het ons geroep en u het ons deel kom maak van u liggaam op aarde. En u vra ons net, glo my, vertrou my, dat dit die werklikheid is. Ja, Here, vanmôre wil ons weer opnuut kom bely. Ons glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly nou met ons almal. Amen.